Hi julle, hoop het gaan goed met elkeen van julle en ek wil vandag weer ietsie kort met julle deel rondom geloof. En as ek nou hierdie kort boodskap 'n tema kon gee, sou ek gesê het believe the unbelievable of glo die onmoontlike met God. En ons gaan 'n bietjie stil staan vandag met twee gedeeltes uit Lukas 1 en twee persone uit hierdie een hoofstuk, naamlik Sagaria en Maria. En ons gaan kyk hoe albei van hulle die onmoontlike moet glo met God, maar waar die een in ongeloof optree en die ander een meer in verwondering. En hoekom ek dit sê is ons gaan nou kyk dat albei het vrae gehad. Maar die een was nie uit ongeloof uit nie. Die een was uit ongeloof, maar die ander ene was meer in hoe doen God hierdie ding? Hoe gaan God dit doen? Maar waar Maria nog steeds vertrou het en geglo het, God gaan dit doen. So ons gaan 'n bietjie stil staan. Julle kan saam met my gaan na Lukas 1 toe vanaf vers 10. En ek wil net eers hier kom sê dat onthou Sagaria was 'n priester. Hy was in die tempeldiens en so dit was iemand wat eintlik verantwoordelikheid gedra het wanneer dit kom by God se dinge. Nou kom ons lees vanaf vers 10. Dit sê terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. En toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom, aan Sagaria. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor." Ek wil eers stil staan hier om te sê dat, hoor mooi wat sê die engel vir Sagaria. Jou gebed is verhoor. God wil dit waarvoor jy al die heeltyd vra, dit waarvoor jy dag en nag dalk bid, waarvoor jy intree, waarvoor jy hoop, wil God aanraak. God wil dit kom vervul, God wil dit kom doen. Maar dan kyk ons nou gou na wat sê die engel verder en ook hoe tree Sagaria dan op. Dit sê jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte. Want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel: "Waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd." Die engel antwoord hom: "Ek is Gabriël, wat in die diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie." Ek wil julle moet net kortliks stil staan by hierdie gedeelte voordat ons na Maria toe gaan. Eerstens, soos ek nou gesê het, is Sagaria in die tempeldiens. Hy is 'n priester. Hy behoort te weet van die wonderwerke wat God al gedoen het. Daar's 'n groot verantwoordelikheid op iemand wat al lank pad stap met die Here om te weet van God se wonderbaarlike krag. En behalwe dit, hier verskyn 'n engel aan hom. Dis 'n wow. 'n Engel verskyn nie sommer elke dag aan iemand nie. En so Sagaria moes gesê het: "Wow, dankie Here dat U my gebed verhoor. Dankie Here dat U dit wat ek so al lank voor content waarvoor ek so lank al voor vra, gaan U nou kom doen." En in plaas van dat hy glo, sien ons dat Sagaria twyfel of God hierdie wonderwerk kan of gaan doen. En so julle, dit is belangrik dat ons gaan kyk om nie so op te tree nie, om nie in ongeloof op te tree nie. En hierdie is ook vir jou en my wat al jare pad stap met die Here, wat Sondag na Sondag kerk toe kom.
om ook vir ons daai vraag af te vra. Jy weet, tree ons op in geloof. Vertrou ons die Here. Weet ons dat hy gaan deurkom. En selfs wanneer hy deurkom, aanvaar ons dit of dink ons die hele tyd, Here, is daar fout met my? Gaan dit gebeur? Gaan dit nie gebeur nie? Kan ek regtig U vertrou? Nee, julle, ons moet regtig op die Here begin vertrou en weet dat daar's goed wat hy wil kom vervul. Daar's begeertes wat die Here wil kom aanraak. Jy weet, dit laat my terugdink aan daai versie wat ook sê, jy weet, vind jou blydskap in die Here en hy sal jou die begeertes van jou hart gee. En so sien ons dat Sagaria sy blydskap in die Here vind en God wil daai begeerte kom vervul. Maar dan sien ons wanneer God dit wil kom doen, hoe Sagaria in ongeloof optree. En behalwe dit, dat dit is belangrik om raak te sien dat die engel tref hom met stomheid. Ek weet nie of wat julle al ooit daaroor gedink het nie, maar dit is belangrik om te sien dat stomheid is, hy kon nie praat nie. En dan lees ons in Spreuke ook dat lewe en dood lê in die mag van die tong. En my vraag is ook net, God tref vir Sagaria met hierdie stomheid, omdat hy dalk nie moes praat, soos ons gelees het, deur hierdie hele proses nie, want hy kon dalk keer wat God wil kom doen, deur dood te spreek. En so julle, dit is vir ons 'n voorbeeld hierdie van hoe ons nie moet optree wanneer God iets wil kom vervul nie. God is 'n goeie God en hy wil seker goed kom vervul. Maar ons moet ook in step wees, ons moet ook in geloof optree wanneer God dit wil kom doen. Nou ek wil hê ons moet saam gaan na Maria toe en dit is net verder as ons gaan na vers 26 tot en met 38 gaan ons saam lees oor hoe Maria ook vrae gehad het. Maar haar vraag was nie uit ongeloof nie. Dit was meer uit verwondering. En ek gaan dit nou mooi verduidelik. So kom ons gaan na Lukas 1 vanaf vers 26. Dit sê in die 6de maand het Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur, dieselfde engel, na 'n maagd in Nasaret in 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, en hier's haar vraag ook, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Hoor mooi haar vraag. Nie gaan u dit doen, of kan u dit doen nie, maar hoe gaan u dit doen? Maria se vraag verskil van Sagaria nie in gaan God dit doen, of sal hy dit doen, of kan hy dit doen nie, maar eerder hoe gaan hy dit doen? Maria probeer so 'n bietjie die logistics en die dinamika van hierdie hele situasie uitwerk, want sy het nog nooit omgang met 'n man gehad nie, en hier kom sê die engel Gabriël vir haar, God gaan ook iets in julle lewe doen wat bonatuurlik is. God kan iets en gaan iets vervul wat absoluut 'n wonderwerk is. Maar dan sien ons haar optrede en haar hartsgesindheid is nie in ongeloof nie, maar is eerder hoe. Maar sy glo God gaan en kan dit nog steeds doen. Kom ons lees verder. Dit sê die engel antwoord haar en dan kom hy ook en hy gee die verduideliking. Want hy kom agter Maria se vraag is nie uit ongeloof nie, dis meer uit hoe gaan dit werk? En dan verduidelik die engel vir haar verder. Hy sê die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Hier kom gee hy ook vir haar die verduideliking. En dan verder sê dit, daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. En dan wil ek jy ons moet weer kyk
na hoe Maria optree. Sy sê, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Hoe mooi gesindheid het Maria nie om ook weer te sê, dankie vir jou verduideliking, maar weet jy, laat ook al gebeur wat met my moet gebeur. Ek vertrou op die Here, ek glo in God, en ja, Gabriel, niks is met God onmoontlik nie. Dis my so mooi gesindheid van Maria. En daarom wil ek terugkom na jou en my toe, voor ek stil staan by Hebreërs 11 vers 6. Vir ons wat al jare pad stap met die Here, soos 'n Sagaria, word meer verwag. Julle, ons kan nie nog op 'n plek wees waar ons jare met die Here stap, selgroep bywoon, kerk toe kom en konstant in ongeloof optree nie. God verwag meer van ons. Ek dink baie keer as ons sou kyk na vandag se kerk en die Here sou elkeen van ons wanneer ons optree in ongeloof met stomheid slaan, sal ek dink ons kerke vol mense wees wat nie kan praat nie. En dit hoort nie so nie. Jy weet, ek het al soveel mense gehoor wat sê, maar Andrew, ek is net mens en soms gaan ek twyfel, en ek hoor dit. Maar nog nooit in die Bybel het God twyfel goedgekeur nie. Selfs wanneer dit kom met sy disippels, dan spreek hy hulle aan konstant om te sê, hoe lank moet ek nog met julle wees? Hoekom is julle konstant in hierdie ongeloof? En so is nooit God se hart dat ons in ongeloof optree nie. En selfs in Hebreërs, en ek wil dit saam met julle lees, Hebreërs 11 vers 6, hoor mooi wat sê dit hierso. Dit sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Want God werk op geloof. Maar selfs in die ander vertaling sê dit, dat hulle wat nie in geloof optree nie, kan God nie behaag nie. En so is belangrik om dit raak te sien, dat ons behaag God deur ons geloof. En dan verder sê dit, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, nommer 1, en dat hy die wat hom soek, beloon. Hy is 'n beloner. En dis wat hy wou doen met Sagaria. Hy wou Sagaria en Elisabeth wou hy beloon. Hy wou hulle begeerte vervul. Maar tog in daai oomblik glo hulle in God. Hulle glo in sy bestaan. Maar hulle glo nie dat hy 'n beloner is van dit wat hulle kom vra het nie. En ek wil jou en my challenge vandag. Ek wil ons uitdaag vandag. Hoe lyk ons geloof? Is ons soos 'n Sagaria of is ons soos 'n Maria? Die een vra die vraag uit ongeloof, die ander een vra die vraag uit verwondering. En so daar's niks fout met vra nie. En partykeer is vrae belangrik, veral wanneer ons in 'n nuwe seisoen ingaan, veral wanneer God iets wil kom vervul, is dit nodig om te sê, Here, hoe gaan U dit doen? Want dan baie keer is daar 'n hele proses agter dit en God gaan vir jou duidelik wys hoe hierdie proses lyk. En so daar's niks fout met dit nie. Maar wanneer God iets wil kom vervul en ons tree in ongeloof op, is dit nie sy hart nie. En God wil hê dat ons as kinders van God in geloof moet optree. Vertrou op hom. Dit wat hy sal kom doen, dat ons sal weet, hy gaan dit doen. Hy gaan dit deurvoer. Hy gaan seën. En dit wat jy ook al gevra het, gaan hy kom vervul. As dit in sy wil is. Maar ons moet besef, dat geloof is hoe ons God behaag. En daarom glo ek ook tref God vir Sagaria met daai stomheid. Want hy was nie behaagd. Hy was nie tevrede met Sagaria se ongeloof nie. Hy was nie tevrede met hierdie optrede van 'n man van God nie. God wou gehad het, Sagaria moet bly wees, opgewonde wees, God vertrou in hierdie hele situasie. En so mag ek en jy God vertrou. Mag ek en jy, wanneer God iets wil kom vervul, saamstem, verder saam in dit bid. Dalk vra, ja Here, hoe gaan U dit nou doen? Wat is my rol om te speel? Maar dat ons nie in ongeloof dit sal vra nie, maar eerder sal weet, hy doen iets niets, en ons gaan saam beweeg met dit wat hy wil kom doen. Ek gaan vir elkeen van ons vandag bid ook, dat die Here ons sal versterk in ons geloof, en dat ons sal weet, hy is 'n goeie God, en wanneer hy die goeie wil kom vervul, dat ons eerder saam met hom sal beweeg, en nie teen hom werk nie. So Vader, dankie dat ek vir elkeen kan bid vandag. Mag U ons seën met geloof. Mag ons vertrou op U.
Here, mag ons eie wil, ons eie logika, ons eie redenasies eenkant toe stoot en sê, Here, ons gaan U vertrou. En ja, soms is dit nie net blindeliks vertrou nie, Here. Soms is dit ons vertrou U, maar ons het dalk vra oor hoe U dit gaan doen. Maar Here, dat U dit dan ook verder vir ons sal duidelik maak, maar Here, dat ons nie uit ongeloof die vraag sal vra nie, maar eerder uit verwondering. Ek kom bid, Vader, dat U elkeen sal seën wat na hierdie video kyk vandag. Mag hulle net weer op U vertrou en weet, U is 'n goeie God. U is 'n God wat dinge wil kom vervul, begeertes wil kom vervul, dit waarvoor ons al jare vra wil kom vervul. En so, Here, wanneer U dit wil kom doen, dat ons eerder saam met U sal werk en nie teen U sal werk nie. Ek kom bid, Here, beskerm ons gedagtes. Mag ons gedagtes op die woord gerig wees. Mag ons in geloof oprei. Want Here, U woord sê ook, hoe sal geloof kom as dit nie verkondig word aan hulle wat ongeloof dalk het of nog nooit geloof het nie. Here, dat ons sal weet, geloof kom deur die hoor van U woord, kom deur die verkondiging van U woord. En daarmee bid ek, Here, dat ons onsself sal gefokus hou en sal besig hou met die woord in Jesus se naam. Vader, dankie dat ons kan op U vertrou. Dankie dat ons weet U is 'n God van die onmoontlike. En Here, dat U die onmoontlike moontlik wil maak vir elkeen wat in U glo. Mag ons U behaag vandag deur geloof in U te hê en weet U kom beloon hulle wat na U wil vra in Jesus se naam. Amen. Mag julle sommer net 'n geseënde dag hê en week hê. En ek wil julle kom challenge, ek wil julle kom uitdaag. Glo in God. Vertrou dat Hy is 'n beloner van hulle wat Hom soek. Blessings vir elkeen van julle.